Goeiemôre. Ek luister na die getuienis van iemand wat vir 15 jaar lank onskuldig in die tronk was. 15 jaar van sy lewe in die tronk op grond van iets wat iemand anders gedoen het. En dan wonder ek, hoeveel van ons nie figuurlik gesproke gevange is op grond van iets wat iemand anders gedoen het nie. Die skade wat ons berokken is, kan natuurlik liggaamlik wees. Ons dink veral in hierdie tyd wat dit baie in die nuus is, die geweld teen vroue. Dit kan emosioneel wees, mense wat emosioneel verneder en afgebreek is. En dan kan natuurlik ook jou fisiese omstandighede wees. Bedrog of geld wat gesteel is, besighede, huise, eiendomme, ons kan aangaan. Jou lewe word gevange geneem deur iets wat iemand anders gedoen het. In Matteus 6 kom leer Jesus ons om te bid, vergewe ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. Jy sien, om te kan vry wees, is dit belangrik vir my, om iemand anders wat teenoor my oortree het, vry te spreek. Anders hou dit wat hulle gedoen het, vir my gevange. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U van die kant af ons oortredinge vergewe. Here, dat U hierdie swaar las van ons eie sondes, van ons skouers kom afhaal. Maar Here, ons moet bely dat ons baie keer gevange gehou word deur dit wat iemand anders aan ons gedoen het. Here, help ons om ook vir hulle vry te spreek, soos wat U vir ons vry spreek, sodat ons 'n vol lewe in U teenwoordigheid mag hê. Amen. Jesus het jou vrygemaak, sodat jy waarlik vry kan wees. Spreek vry en gaan wees vry. Mooi dag vir jou in God se liefdevolle en versorgende teenwoordigheid.